Amen. Gaan ons sing? Of gaan ons speel? Die sal ons skryf van sy liefde. Hierdie is 'n môre definitief vir stil te kyk. David sê ek was bly toe ek mes opgaan in die huis van die Here. Is dit nie so nie? Amen. Ja. Sê ek ook so. Maar ek is bly in die huis van die Here te wees so môre. Ons kon vanmôre op baie plekke gewees het. Maar deur God se genade is ons hier. Ons sal sy liefde sing. Oh
Hoe is dat? Julle is allemaal al stil vanmorgen. Joe, manne maar op. Hierdie volgende liedjies lê baie na my hart, al twee van hulle. Môre Werner, bly jy so hoor. Ek wil vra as hierdie liedjies gaan sing, hierdie ene wat ons nou gaan sing, bly jy versekering, as Jesus regtig jou Here is, jou verlosser is, jou saligmaker is, kom ons sing dit met ons siel vanmôre, en nie met die mond nie, alleen nie. Amen. Bly jy versekering,
wakker geword met die liedjie aan my hart. Besig om te sing. Daarom het ek wel gesê om vanmôre uit te haal en hy vat hier in my gees vanmôre. Oh,
Ons Here Jesus, daar is niemand soos U nie. U is die hoogste goed. Ons Heiland, ons rots en ons vesting. Die Here ons God vir wie ons baai. Dankie Here Jesus vir die kosbare bloed wat ons reinig van alle ongeregtigheid. Daarom loof ons U vanmôre en prys ons U vanmôre. Bring ons aan U die loof, die eer en die heerlikheid. Ontvang die lof, my Skepper. Word verheerlik. Vanmôre om die nuwe Bybel gebring. Die ander is nog allemaal stukke. En hoe het dit hier geraak? Hierdie een het ons stukke gekry by die kerk, die Volle Evangelie kerk, vir ons 110 jaar, 110 jaar, feestviering, kerk 110 jaar oud was. Ek het nog al die tyd gebede tot nou toe, maar nou gaan ons gebruik. Hierdie liedjie wat ons by einde gesing het, ek het wakker geword na die dag, julle gaan nie glo nie. Want ek is so worshipper. Ek het wakker geword met die liedjie op my lippe. Nader my God by U. Ek het die liedjie nooit gesien. Ek het nooit die waarde besef van daai liedjie, nie voor ek fysiek geraak het na die dag. Môre julle. Nader my God by U. Ek het 'n ton begrafnisse gedoen in my tyd, 23 jaar. Ekskuus. En is snaaks, by 60% van hulle vraag ek mense wat liedjie nader my God by U. Maar toe hulle in die lewe was hulle ver van God af. Maar toe hulle in die boks lê, toe wil hulle mense nader my God verlis. Hulle hoor dit nie meer nie. Net daar gelaat. Moet ek daar gepreek gehad. Ek sal dit maklik doen, maar ek het nie die Bybel nodig nie, ek het nie die Gees van God nodig. Hierdie Bybel is 'n bietjie moeilik, hy is 'n bietjie styf. My ander Bybel kan ek lekker vou, maar ek praat ons maar die Bybel uit. Maar hy is lekker groot, ek kan sien. As die mens kan wees, raak oud nie hoor. Jou cherry raai. Ek spot net nie. Dit is kan kry sy sê. Ek gaan vanmôre met die manne praat. Jy weet, soos ek is nou al so 49 jaar getroud is, dan begin jy nou al vergeet, as die kinders nog groot is, soos my laaitjie daar agter sit. Hy is nou al hard in die baard, grys op die bek, dan vergeet jy nou al vergeet, jy is nou van jy se pa. Ek wil eerst voor ek begin, wil ek iets regstel. Die woord van God sê, jy moet niemand op die aarde jou vader noem nie. Daar is net een vader, is die hemelse vader. Daarom noem ek hierdie dag Papa dag. Ons vereer twee figure vandag. Eers vereer ons hemelse vader, ons skepper God, die almagtige, ek is. Die tweede is, ons paas, of ons nou goed is, of ons nou sleg is.
Wel, die kinders is groot, ons kan nie, dan nie te sleg nie, nee. Ja. Ek is daar in 1 Timoteus 3. Ek gaan daar begin. As ek nou vanmôre 'n bietjie raas, is maar reg, nee. Met hulle manne. Ek sal geld vra om my te vang as hulle my slaap, as ek val. 1 Timoteus 3 vers 2 tot 5. As ons opsieners, nee. Ons as paas, is ons opsieners van ons huis. En ons as opsieners van die huis van God. Hierdie ding is tweeledig. Reg in die begin, ek het twee, is dat regste, is om ons so stel. Is tweeledig. Ons as opsieners van ons huise, en ons opsieners van die huis van God. Nou gaan jy my sê, maar Herman, jy is die pastoor, jy is die opsiener. Nee, ons is allemaal opsieners oor die huis van God. Allemaal van ons. Wat sê Mattheus nog vers 19? Hy sê nie pastoor, gaan en gemaak disciples nie. Hy sê, gaan en gemaak disciples na al volke nasies en tale. En leer alles te onderhou wat ek julle leer het. Doop in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees, né? Sê ek, wat? Is dit reg? Ja, is net so, staan net so, as kan die 33 vertaal, as jy sê, jou Bybel so is nie, kry die regte Bybel. As jy nie vertaal in Bybels. Nou opsiener, dat moet onberispelik wees, 'n man van een vrou, kan 'n gou stout wees. Ek praat ander met 'n ander ou, nee. Nou kyk ons allemaal met een vrou, nee. Hy sê my, nee, maar jy verstaan nie die Bybel verkeerd. Is 'n man van een vrou. Maar ek het baie vrouwen sê, maar een vrou, maar net een vrou, weet, so, verstaan jy nou vir my sê? Wauw, waar val jy uit? Jy ons kom straks goed voor een dag by. Maar in elk geval, nugter, nie loop en rondval voor jou kinders nie. Ongetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwam om te onderrig, onthou nou hierdie bekwam om te onderrig, dis belangrik vanmôre as ons as paas van ons huis, as priesters van ons woning. Jy is meneer, jy is 'n priester van jou woning. Jy daarvan nou of nie? Kom ek stel dit so, jy is die pastoor in jou huis. En as jy nie 'n man het nie, dan is jy die pastoor in die huis. En jy gaan nou hoor, God verwag van ons om ons huisgesin te lei in die vrese van die Here. Die volgorde is God die Vader, Jesus Christus, dan die pa van die huis, die vader figuur, dan die moeder, en dan die kinders, en dan die res van my familie, en dan die ander. Dis die volgorde, dis God se volgorde. Ek het sommer nou vir julle klaar, mooi duidelik maak. Geen drinker, geen vegter. Met ander woorde, God wil nie jou vrou slaan nie, meneer. Nie eers met die tong nie. Maar wel ons het doen baie, nee. En dit is so lekker as die tong kan gebruik, hè. Anne? Ons mag al ons nie slaan nie. Dan kan ons met die tong wel slaan, hè. Nee, jy is verkeerd, jy mag dit ook nie doen nie, want die tong maak seder as hierdie. Die tong maak seder, die tong sterf daar, waar het saak maak, hier binnen. Want net die gees van God kan herstel. Want net die gees van die Vader die seer kan wegvat. So die manne moet let, jy as priester van jou woning, jy as leier van jou huisgesin, van jou huis, jy moet let op die poorte van jou mond. Jy moet let wat jy sê, vir die roos wat God vir jou gegee. Want die roos, as jy verkeerd hanteer my broer, dan word het vol dorings, dan die moeilikheid. Dan kan jy seer kry. Maar julle wat ek sê, geen geldgierige nie. Die manne maak maar so, my wees. As jy wil geld hê, gaan werk vir jou geld. Dis maar soos nou maak. Ok, maar deesdae dinge het die goed so 'n bietjie verander. Die vrouens werk en die manne bly huis. Die Rainbow, hulle dra ons daai klere met die klop klere, nee, dis daai manne wat hou van trans, wat moet jy ja, so is dit nou, transgender. Die vrou wil nou die mans wees, en die mans wil die vrouens wees. Daar in die Bybel staan dit.
Hy sê, God het geskaap 'n man en vrou. Ek reg kan onthou. Een hoor nou baie mooi hierson, vers 4. Een wat sy eie huis goed regeer. En sy kinders met alle waardigheid en onderdanigheid hou. Want ek is jammer, ek het nies vir u, die kinders hou die ouers onderdanig deesdae. Want die papas, die priester van die woning het slap geraak. Ek is mos lief vir die ou bloetjie. Hy kan mos maar maak wat hy wil. En as hy groot is en hy sit op die tralies, dan sê hy, dis jou skuld. Want die woord van God sê, tig, jou kind. Buig die bloempie terwyl hy jonk is, en as jy nie vir hom buig nie, meneer, gaan jy die vrag pluk. Want dit wat jy toegelaat het. Dan moet jy nie sê, pa van jou huis, jy sê, gaan kyk na God se woord. Hy sê, maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? As jy nie eens weet, wanneer priester van jou woning om jou huis te regeer, in die vrese van God nie, in die leiding van God se woord nie, hoe wil jy kyk, help om die kerk, die gesin, die geestelike gesin, te reguleer en te onderhou, en te lei. Want dit is nie die pastoor wat die gemeente lei alleen nie. Elkeen wat hier sit, dit in saam, in hierdie bediening. Want as jy as leier van die gemeente, of pastoor van die gemeente, of ek sê maar die pa van die gemeente, hoogmoedig raak, en jy sê ek is die leier en jy sal dus ek vir jou sê die woord van God vir jou vanmôre, meneer, as jy jou huis op kan toepas, dan as jy hoogmoed staan nie val. As jy hoogmoedig raak, is jy 'n probleem. Ons het 'n verantwoordelikheid, meneer, gee die dames, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor God die Vader, wat een van my waardig geag het, om ons 'n gesin te gee. Hoekom is daar so baie egskeidings? Why? Ek sê julle simpel vanmôre, dis omdat die manne wat veronderstel is om God se woord te volg, nie meer God se woord volg nie, en hulle volg hulle eie wille, en hulle wil eie wille op hulle huis aandoen, en hulle vergeet, dat God gesê het, hy sal die vrou gee as 'n hulp. Nie om oor te heers nie, as 'n hulp. Waar kom die vrou uit? Met die ribbebene hier by die hand. Jy, meneer, is veronderstel om na daai vrou te kyk, soos dat God na haar kyk. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor jou vrou. Want God gaan een van my verantwoordelik hou, wat ons met ons gesinne gedoen het, wat ons met ons huise gedoen het, wat ons met ons vrouens gedoen het, wat ons met ons kinders gedoen het. Ek praat nie met die vrouens, julle maar dieselfde. Ek praat maar oor manne. Wat is hy? Papadag. Hy sê die meeste kerke vanmôre word die man opgehewe. Hulle ryk so lekker en hulle is so grand en sorry nie in hierdie kerk. Hier is ons die waarheid oor. Want hierdie boodskap kom van die Vader af. Want die pa het lam geraak. Die pa wil gaan sit en die vrou moet alles doen. Ek het niks vir jou. Jy is die leier van jou huis. Jy is die leier van jou huis. Jy gaan en ek gaan verantwoordelik gehou word van alles wat ons buitekant die wil van God gedoen het. Rondom ons huise.
rondom ons vrouens, rondom ons kinders. Hierdie vertroue wat God in ons gestel het, dra gewig. 1 Timoteus 5 vers 8. Hoor nou, ek julle mooi luister ek nou vir julle gaan sê. Maar as iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het hy die geloof verloor en is slegter as ongelowige. Wat sê jy, Herman? Ek sê gaan lees, dit staan in die Bybel. As jy nie vir jou huis sorg nie, of agter jou huis kyk nie, sê die woord van God, jy is slegter as ongelowige, al sit jy sondag vir sondag in die kerk in die huis van God. Dis wat God daarvan dink. As jy nie jou huis reg lei nie, ek was ook so. Ek was ook so. Al my mense in my familie ken my. Wanneer is die wildtuin? Ek het my tande gebors om te rol doring te raak. Ek het my broek vasgemaak met 'n geel slang, so rof was ek gewees. Want God die Vader het my in sy groot genade raak gesien. En het my in my kort haar gegryp en so 'n bietjie uitgeskit en gesê, kom op, man, dis wat ek jou gemaak het nie. Dis nie my verwagting vir jou nie. Kom op, bietjie. Staan bietjie om word 'n man. En die tendens van die manne, as die vrou so bietjie hard in die bek is, skuis my taal, om te back up. Ek doen dit baie, weet. That's wrong. God se woord eerste. God se wil eerste. As jou vrou verkeerd is, my broer is hy verkeerd, dan is dit jou plig om jou vrou reg te help in die liefde van Christus. Nie die liefde van die wêreld of 5 bob nie, 5 wat nie. Dis die liefde van die wêreld, die reghelp van die wêreld. Maar die vrese van God, en die liefde van God, volgens die woord van God, die vrou reg te help in liefde. Jy kan nie net los, dat Gods water en Gods akker loop nie, dan gaan jou huis in duie stop. Ek sê baie, die man is die hoof van die huis, maar die vrou is die ruggraat van die huis. Hoor my, as 'n vrou swak is 'n huis swak. Die vrou maak die, kom aan man, die vrou maak die huis. As 'n vrou swak is die man swak. Hoe sê die spreekwoord van die wêreld, agter elke suksesvolle man is daar 'n vrou wat rigting in die lewe het. Jy sien, God verwag van my en u om geestelike standaarde te handhaaf in ons huise. Om ons kinders geestelike standaarde daar te stel. Daarom is hulle so aggressief. Daarom rebelleer hulle. Daarom brand hulle alles. Deesdae, kyk hoe gaan dit nou oral reg oor die wêreld. Alles word gebrand en verbreek. Is 'n gees van rebellie. Waar kom die gees van rebellie vandaan? Dis van die huis af. Dit begin in die huis, mense. Dit begin by geboorte, dit begin by jong mense. Ek weet nie hoe oud hy is nie. Hy moet maar 'n kort mannetjie nou. Hy is seker al 'n bietjie ouer. 10. Ja, hy lyk nog 'n bietjie jonger, omdat hy kort is. Rebellie, die oorsprong by jou huis. Want as jy jou kind in die vrese van God groot gemaak het, en hy ken die skrifte, en jy die leiding gegee, as priesters van jou woning, wat God se verwagting is vir 'n gesin, dan moet jou kinders beter wees. Geestelik, sowel as vleeslik. Want jy sien die rebellie daar van jou huis, kom in na die gemeente toe. Hy geestelike rebellie kom saam. En dan het jy gemeente wat rebelleer teen die wil van God, teen die woord van God. Daarom is die kerke leeg. Dan sê ons, ag ja, daar is daar 'n paar kerkies. Daar is groot volk by daai kerk. No. Dis God se huis.
Dis hulle wat hier is, by die rebellie saambring. Dis hulle wat hier sit, by die oneenigheid saambring, by die jaloesie saambring, by die haat saambring, by die nyd saambring. En dit begin met die huismense, of jy daarvan wil hou of nie. Ja, maar jy weet, jy moet jou inblend by die skool, en is groepdruk, luister, as die kind reg opgevoed was, sal hy dit weerstaan, want hy sal weet dis verkeerd. Sy sal weet dis verkeerd. Dit begin nog steeds by die huis. Dis 'n verantwoordelikheid, my broer, en julle ook maar dames, dis 'n verantwoordelikheid wat God vir een van my gegee het, en daai verantwoordelikheid rus swaar op ons skouers. Dis nie 'n maklike saak nie, want een gaan voor God staan. En daar kan nie gelieg word nie, want hy ken die waarheid. Hy ken my en jou gedagtes nog voor ons gedink het, weet wat ons gaan dink, want hy is God, hy is alwetend. Gaan saam met Efesiërs 6 toe. Efesiërs 6 vers 4. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voete loop in die tug en vermaning in die Here, van die Here. Weet julle, beseer maak ek my hart. Ek kan maar vir julle sê, my kinders weet net, dat 'n vloek en 'n pa gehad, want my geselskap was met vloek, voor die Here my gered het, voor my taal weggekom het, my taalgebruik weggekom. Daai kind gaan ook vloek, want jy vloek. Daai kind gaan ook drink, want jy drink. Jy het die voorbeeld gestel, meneer, en ek. Dankie Here, Gerard drink nie. Ek weet nie hoekom drink nie, want ek het sy so vast in die water. Hy drink dan op water, ja. En hy baie lief vir koffie. Ons moet ons kinders vermaan in die Here. Ons moet hulle grootmaak in die vrese van God. Niemand gaan anders gaan dit doen nie. As ek het nie doen nie. Ek staan in Magaliesburg. Ek weet nie wie hy môre daar was nie. Julle daar was nie. Herman. En ek het voor die kansel afgebreek, en ek gaan nie van kansel kies nie. En ek staan nog daar bo, en ek slaan so. Ek sê, hierdie jeug het sleg geword, en toep, julle was dit. Toep julle net dek, en hier is dit my zip. Hy sê, wie jy vir my sê, praat nie maar, hy sê, jy vir my sê, ek maak slegte goed. Ek sê, nee Here, wat nou? Hy sê, dis die oor, maar die kind sleg maak. Ek maak niks sleg nie. Hy sê, ja, maar die kind word in 'n wêreld, in 'n sondige wêreld, met sonde ontvang. Dis waar. Dis waar. Hy word in 'n sondige wêreld ontvang. En hy word ontvang miskien uit sondige ouers uit. Maar God maak niks sleg. God skep volmaak. Satan vat God se goed dat hy gemaak het, en hy verdraai dit. Sodat God verneder kan word, want as hy kan God niks maak nie. Die enigste manier hoe Satan God kan bykom, as hy God se skepping ken. Daarom sê die woord van die Here, wees heilig, want ek is heilig. Hosea 4 vers 6, ek haas my, en ek leg 'n pak slaag kry vanmôre hier. En nog so twee verse, dit is net 'n paar versies. Want ek nog enige hier agter, dat my aanhaal. Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde weer sy gebrek aan kennis. Wie ken julle hierdie woord al gehoor? Al is die skrif daarvoor, die bewys daarvan. Omdat jy hoor nou mooi meneer, ek wil hê elke pa, en selfs die moeders kan ook maar mooi luister vanmôre. Hy sê, my volk gaan ten gronde wees gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het,
sal ek jou verwerp, sodat jy vir my die priesterambt nie sal bedien nie, omdat jy die wet van God verlaat het, sal ek jou kinders ook vergeet. Punt. Woord van God, Bybel. Ja en amen. Alfa en die Omega. Wat sê jy hierso? Mense gebrek aan kennis? Wanneer God wil hê jy moet Bybelstudie doen in die aande, jy moet jou kinders die woord van God leer. Jy moet hulle nie leer om ons red aan te steek nie. Jy moet hulle nie leer om whatever te doen nie. Jy moet hulle die woord van God leer elke aand met jou Bybelstudie, met 'n aandgebed. Waar gebeur dit nog in ons huise vandag? Waar gebeur dit nog? Hoor jy ou mense genoeg gee? Boeke vat. Ja, oupa sal weet, boeke vat. Hy sal dit nog ken. My pa het niks geweet van boeke vat. As hy by die derde kom soek sy kos, het klim in die bad en het klim in die bed. Klaar. As ek in die kerk gekom het, maar nou vrag kry ek in die kerk gekom het, nee, as hy iemand dood is of was 'n begrafnis of was 'n troue. Maar God se genade was groot vir my. Net so kort as kan ek myself doodsyp in die pille aan die gebors en die grandpas, red hy my. So 25 grandpas a day. Pakkie 30 plus dan pakkie 20 alkane a dag. Liter whisky en 6 bier op 'n aand. Dis Herman gewees. Maar prys God. Hy vat iets wat lelik is. Hy vat iets wat stikken is. En hy tel dit op. Hy maak dit nuut. Hy sê, as jy sien jou vrygemaak het, sê jy waar vry maak, sê jy waar ek vry wees. Hy sê, kyk, alles het nuut geword. Mits jy God vat, met jou hele hart, met jou hele gees en hele soos ek, want ek het geweet, ek is op die rand om, kan ek het maar sê in Afrikaans, op die rand om te vrek. Wena, ek sal nou my chom, hier vorige aand heb jy gesê. Ek gaan nou my chom in sy huis toe, vat my bottel whisky sak, met sy nog. Sê wat, dan skoof my dom. En hy sit 'n plaat op, 'n wêreldse mens, en hy sit 'n Christelike liedjie op, en ek sê die liedjie luister, dit is gebeur hier binne my. Dus sy sal daar begin. En ek kyk dit so, ek sê, Here, kom laat die toe dat hierdie goed my gesin so vernietig. En ek soos ek weg, ek buik op stik en huil. Hier vir al die mense, almal sit met drank, stik en huil. Ek roep vandag sê, ek sê, vat hierdie goed gegooi, dat jy sê, jy gaan nou weer wel gaan drank, so ek sê, vir die bottel gooi my uit, ek slaan. Dat een dop in die bottel uit, die bottel 3 ships, kan het onthou. Agterna te hoor ek, sy het 'n baie klop jare nog op berre ingeval, ek drank soek. Ek het dit ook so net uitgegooi. Maar is nie almal wat hierdie genade vind by God nie. Is nie almal wat hierdie terhelfte ure het nie, kry nie, ontvang nie. Ander gaan voort, van erg na erger. Ander gaan voort na rogger, en erger tot by die kus. Ek en jy kan ons hier so staan as 'n priester van jou woning, as die pa van jou huis, as die hoof van jou huis, en jy kan 'n groot stem gooi, en jy kan lekker spiere hê, en jy kan jou wil afdoen, maar hoor nog my vanmôre wanneer jy en ek gaan staan voor God, en dan is daar nie meer machos nie, daar is nie meer power nie, dan staan jy voor die Vader, wat die krag en die almagtige skepper God, die groot ek is, die Alfa en die Omega, die een wat was en wat is, en wat weer kom, ons hemelse Vader. En die boeke kan gelopen word, meneer. Sê die woord van die Here nie, van die elke eindele woord by die mens spreek, en ek kan 'n woord doen nie, ek praat nie van die daar nie, ek praat sommer net van die woorde wat ons spreek. Van elke eindele woord wat die mens spreek, sal hy voor verantwoording gaan doen vir 'n lewende God. En hoor my, die woord van die Here sê, hy is 'n verterende vuur. Hy sê vreeslik, ek sê, haal die 33 aan, hy sê vreeslik om te val in die hande van 'n lewende God.
En dan sê die woord van die Here, omdat jy hom verwerp het, sal hy jou verwerp. Hy sal jou van jou gesin ontneem. Jou vrou sal eendag vir jou sê, luister, ek is te moeg vir jou, ek skei vir jou. En dan gaan sy, verwyder God jou gesin van jou, want jy is nie waardig nie. Jy is nie waardig om dit wat God jou mee toevertrou het en vertrou het, jy is dit nie waardig nie. Ek sê vanmorgen vir iemand die som, 49 jaar, ek is al bond geslaan, al die knoppe, daar val uit, maar in 49 jaar, tyd ek getrouwd is. Genade van God. Dan kom hy dan sê, ek sal jou, sodat jy my priesteram nie sal bedien nie. Jy sal nie meer 'n paal wees nie. Dis wat ek in die skrif gesien het, toe die Here vir my gee. Dis wat hy my gewys het in die Gees. Kan ek vra, wie van julle ken regtig die Heilige Gees se stem? Dis maar stil vanmôre in hierdie plek. Hy sê, omdat jy die wet van God vergeet het, om het nagelaat het om jou kinders te leer, die Here gaan nog baie hoor, sal ek ook jou kinders vergeet. Toen sy buitenslag nog gehad het, op baie gelei het. Elke ongeluk in die Wesrand, is in Magaliesburg VK gemeente, het hulle my gebel, op een SMS te kry. Dan gesien ek hulle in die ICU, sien hulle by die begraafplaas af. Dan staan ek en kyk, nou wonder ek, Here, waar is die man of die vrou se siel? En wat saak maak, is nie hierdie nie. Die woord van God sê, van stof is jy, Prediker 12, van stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Maar dit wat hier binne is, hierdie gees en hierdie siel, hy sê in Prediker 12, die gees gaan terug na die Vader, die siel gaan terug na die Vader, nie die gees, ekskuus, die gees gaan terug na die Vader wat hom gegee het, en die siel in die plek van bewaring. Dit wat binne jou is, my boetie en my sussie, of jy nou goed is of nou sleg is, jy kan nie sterwe nie. Jy gaan lewe na hierdie lewe. En jy gaan lewe tot en met die winter en oordeel. Waar die skape van die bokke geskei gaan word, en die wat aan sy regterhand is, die bokke gaan in die poel van vuur gewerp word, in die boek van die woord van die Here sê by Openbaring, dis die tweede dood. Maar as jy in Christus Jesus gesterwe het, Romeine 8 vers 1, dan sal geen veroordeling meer vir jou. Hy sê, vir hulle wat in Christus Jesus gesterwe het, sal geen veroordeling meer. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, in die tweede vers. So meneer, dink maar 'n bietjie, hoe lyk jou lewe, voor jy met jou kinders wil praat? Dink maar 'n bietjie, hoe lyk jou lewe, voor jy jou vrou wil probeer reghelp? Kyk eers of as jy regtig nog in die wil van God, God het al jou priesterambt van jou weggeneem. As gevolg van die sonde in jou lewe, as gevolg van jou hardhoorendheid, as gevolg van die feit dat jy nie doen wat jy moet doen nie, dat jy nie God se wil uitvoer uit jou huis nie, en vir jou gesin nie. Hierdie is 'n geweldige vers. Hy vers 6b gedeelte, omdat jy die wet van God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Gert, wat beteken dit? Beteken dit nie dat ons steel ons kinders se seëning nie? Ons kinders se blessings nie? Kom aan, dink so 'n bietjie wat ek sê, hoor ek nou van die gelees in die woord van die Here. God sê, hy sal die kinders, hy sê, kom ek lees hom weer, hy sê, omdat jy die wet van God vergeet, sal ek ook jou kinders vergeet. Dink 'n bietjie wat ek sê. Meneer die priester van jou woning, dan vra hy, hoekom moet ons kinders die wêreld lief en nie vir God nie? Dan vra ons, hoekom loop die kerk leeg? Kerke loop leeg, maar die grysbaarde, ons manne,
Nee, ons werkgoede dit nie. Daarom loop die kerke leeg. Geen ander rede nie. 1 Petrus, gaan 1 Petrus. Agter in die Bybel hoor. 1 Petrus 2 vers 9. Dit is my laaste vers. Ek het nou baie betlei, die man is nou kwaad vir my. Hallo, is jy kwaad vir my? Praat net die waarheid nie. Net die Bybel. Niks meer en niks meer aan die behalwe net die Bybel. Ons staan nie hier met vooraf geskrewe boodskapies en ons sing hier 'n mooi storie vir jou en ons praat deur God se Gees. Teksverse en jy laat die Gees van God preek. Prys sy naam. Net werklik. Amen. Sê wie amen? Amen. Amen. Ek dink hulle slaap almal. Halleluja. 1 Petrus 2 vers 9. Hy sê my julle, dit is wat God van jou dink, meneer, spreker van jou woning. En julle ook dames. Hoor mooi. Hy sê maar julle, ek het hierdie skrif hier gequoteer nou die dag, so 2-3 sondae terug. Hy sê, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. 'n koninklike priesterdom, meneer, dis wat jy is, dis wie jy is, dis wat jy in God se oë is. Hoe seer moet ons nie God se vaderhart maak as ons aan hom ongehoorsaam is nie. Dink 'n bietjie as hierdie kinders teen jou opstand kom, hoe seer is jou hart? Dink 'n bietjie as jou kinders, nie wat jy vir hulle sê nie, en sorg teen jou sondig nie, hoe seer is jou hart? Nou dink 'n bietjie hoe met Papa Vader, wat in sy allerheiligheid, wat sy hart, as hy hierdie goed sien, wat sy kinders doen, en sê. Hy sê, uitdruklik, hy sê, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Dis wat julle is. Hallo, amen. Hy sê, julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, maar wie hy toe geen barmhartige bewys is nie, maar nou bewys is. Ons is 'n uitverkore volk, 'n priesterdom, 'n heilige priesterdom, 'n uitverkore leierskap. En mense nou praat ek van nie net van die huis en van dat mans, meneer, priester van jou woning, ek praat net van jou huis nie, ek praat van hierdie huis ook. Dis ons geestelike huis hier, dis ons almal se geestelike huis, oor die geld, op ek kreeg nou net nie kom. Dis ons almal se geestelike huis. Jy bou aan jou huis, onder die salwing van God se Gees, en die leiding van God se soete heilige Gees, en volgens die riglyne in sy voor. En ek het nie vir jou, meneer en mevrou, u bou aan die huis van God, hier, ons geestelike huis. Elkeen wat hier sit, het 'n deeltjie in hierdie huis. Elke ene. Dis God se verwagting. Ons spesiaal. We are special people, man. Moet nie toelaat dat die duiwel jou vernietig nie, want as die duiwel jou gaan vernietig en mislei, dan gaan jou huis skade lei. Jou gaan geestelik skade lei. Ons laat te maklik toe dat Satan ons aan ons neus rondlei. Ja, maar Herman is lekker, man. Ja, dit is lekker die dinge van die wêreld tot op 'n punt. Hoor my, ek was daar weer. Dit is lekker tot op 'n punt. Dit is lekker nie meer lekker en dan word lekker bitter. Want jy sien Satan met 'n manier. Hy vat soos 'n lemoen, jy lemoen so uit sy. Dit is al nie meer sap is dan spuit jy op middag na weg. Dit is Satan se manier. Hy vat 'n kind van God, 'n blink bloedgewaste kind van God, skoon en rein uitgeveeg in die huis binne. En hy kom met sy stories en hy kom ons lei jou. En hy verwyder jou van God se genade af. En hy kom steel jou blessings. Hy kom steel jou eerste geboorte reg. En as hy klaar is, en ek het niks meer uit jou kry nie, dan spuit hy vir jou in die strate. Luister na my vanmôre.
Jy is 'n koninklike priesterdom, gekies as 'n leier, in leierskap, in God se leierskap. Staan volwaardig in daardie leierskap waarvoor God dan vir jou geroep het, meneer en mevrou, en ek wil met albei praat, maar dat we albei van toepassing. Laat ons dan vasstaan. Hoor mooi, vir derde keer vasstaan. In dit waarvoor God ons geroep het. Die woord van die Here sê, ek gee nie op waar jy vanmôre is nie, hoe ver jy van God af is nie. Die woord van God sê vir my, God se roeping en God se genadegawes is onberouwlik. God verander nie van plan nie, nooit nie, ons verander van plan. God beweeg nie van ons af weg nie, nooit nie, ons beweeg van God af weg. Wanneer wil jy jou huis in orde kry jou lewe met God in orde. Want as jou lewe met God in orde is, sal jou huis in orde wees. Kry eers die tempel van God se gees reg. Hy sê, weet julle dan nie, dat julle die tempel van God se gees is nie, sy heilige gees is nie. Sê hy nie, 3 vertaling sê hy nie, as jy hierdie tempels ken, sal God jou ken nie. Wat doen ons met hierdie tempel? Jy sien ons is bevoorreg. Adam en Eva. God is nou aan die aand gekom in die aand wink jy met hulle gesels, met hulle gehandel en gewandel in die tyd van Eden. En met die val van Adam se sonde woon die uit met die kom van Christus Jesus, dit het ons dinge kom verander. Nou woon die Heilige Gees binne ons. Die tyd is hier binne ons. Die Heilige Gees is die bewerker van die tyd. Hy gee om kunsmis, die woord. Die Heilige Gees gee die woord, hy lê ons in die woord, hy lê ons op in die woord van God. Hy openbaar ons dinge in die woord van God. Hy saai die kunsmis. Want ek het gou dingetjie vir julle vinnig regstel. Dink julle Eva was verkeerd in die tyd? Ek het 'n probleem met hierdie manne. Ek moet die straat kwyt raak. Kom ek sê gou vir julle dit. Adam was nie 'n moro nie. Hy het gehoor wat God vir hom gesê het. Van daai boom mag jy nie eet nie. Hy het geweet hy moet dit nie doen nie. Hy kon vir sy vrou gesê het, maar Eva, dis teen God se wil, ons Vader se wil. Jy moet dit nie doen nie. Maar nee, sonder teenspraak, vat hy en hy eet. Wie se skuld is dit nou? Eva se nou. Sorry, Adam se eie skuld. En as Adam se skuld, dan ek en jy, met die sweet op ons almal ons brood verdien. Maar dit was nie so nie. Eers met die val het dit gekom. Met die sweet van die aangesig sal jy jou brood verdien. Dink het lekker sou dit gewees het. As almal ons ek op pensioen was. Laat, ek kan kry moet ek 'n vers weg, net jou neus steek uit. Ja. Ons het nodig gehad om te werk, die God sal ons onthou het, nee. Ek wil graag hê, my kinders, moet in die huis van die Here kom staan sonnaandoggende. Woensdag, wanneer maak nie saak wanneer die jeugdiens dan as jy kerk woon jy gaan as jeugdiens, maak nie saak nie. En ook heilige hande ophef en God kom loof en prys saam met my. Wil jy dit nie hê nie? Is dit nie ook die verwagting vir die kinders nie? Nou stel dit die voorbeeld. Vat in die leiding en leer hulle en lei hulle op in die vrese van 'n lewende God. Ons wil so graag hê, iemand anders moet dit vir ons doen. Die onus is nie op iemand anders nie, die verantwoordelikheid is nie op iemand anders nie, die verantwoordelikheid is op een my. Vir die derde keer. Almal van ons, selfs hierdie jonges, het 'n beginpunt en 'n eindpunt. En wanneer jy hierdie eindpunt bereik het, is dit nou maar so.
dan kom die antwoorde gee, die hoekoms en die waaroms, hoekom het jy nie, wat het jy gedoen met dat ek jou gegee het, wat het jy gedoen met my genadegawes wat ek jou gegee het, het jy jou talente begrawe, of jy dit gebruik, jy sit vanmôre hier, besluit jy self, meneer en mevrou, altyd van al, meneer en mevrou, besluit jy self, is jy in die wil van God, het jy nog 'n vaste verhouding met God, het jy nog 'n liefdesverhouding met God deur sy Gees en sy Seun Jesus Christus? Is jy nog daar waar dit saak maak? Hoor jy nog regtig die stem van die ware God? Of jy al lank begin wegdwaal en hoor jy nou 'n ander stem wat vir jou klink die stem van God, maar dit is nie die stem van God nie. Dit is die stem van die duisternis wat besig is om jou te mislei en verlei en weglei van God se genade af, van jou weglei van die ewige lewe af. Want hoor my, daar is 'n ewige lewe, daar is 'n hemel en daar is 'n hel. En jy kan net twee plekke gaan. Jy gaan nie vir die Here sê, Here, ek wil hier soos waar dit so 'n bietjie warm en 'n bietjie koud is nie. Jy is of in die hemel of in die hel. Sorg dan, meneer, dat jy as 'n priester en 'n vader van jou woning die regte goed doen, sodat jy en ek nie voor God die Vader moet gaan staan en verantwoording doen. Waarom moet ons nie ons kinders met die vrese van God groot maak? Besluit u self vanmôre. Vat hierdie boodskap en oordink hom daar by die huis. As jy regtig die boodskap wil hê, vra, sy sit dit op YouTube, gaan kyk dit op YouTube. Weer, as jy dit dan. En vergewis jou. Want hierdie boodskap, daar is my Bybel vat op, hierdie boodskap jy vanmôre gehoor het. Is die Vader hart. Ek sê weer, ek krijg nie boodskap nie. Ek heb nie nodig nie. Ek doen nie die Heilige Gees se werk nie in dit self. Ek los nie met hierdie gedagte by jy vanmôre. Jy kan maak met hierdie skrif net wat jy wil. Jy kan vir my kwaad wees, jy kan sê jy het geraas, jy het ons gepraat, ek gee nie om nie. Ek het gedoen, die Vader op my hart geleid om te doen. Ek het my mond oopgemaak en die Gees van God toegelaat om my te gebruik vanmôre, sodat u en ek self kan hoor wat God die Vader van ons dink as priesters van ons konings en sy verwagting vir ons is as priesters van ons konings. Waarvoor hy u van my in verantwoording gebring. Tot sover. Dit is nie uitnodiging nie. Ek kan net so sit, ek gaan net gesê, ons die sakkies daar speel, dan gaan ons 'n gebed doen saam, almal 'n gebed doen, ons almal. Of jy nou daarvan hou of nie, jy gaan die gebed hoor vanmôre. Waarna ek dan ons manne gevra, na die gebed, om asseblief hier voor te kom staan, met basis. Maar net sodra ons klaar, bid het, hier voor te kom staan, dan nou, dat ons vir u individueel gebed kan doen, is priesters van die woning. Hemelse Vader, Vader van ons Here Jesus Christus, o Here, wie is daar soos u? U is die barmhartige God, die liefdevolle Vader van hulle wat hom lief, wat u liefhet, vir wie ons vanmôre buig, en erken dit bring as ons Vader, want die woord sê, daar is niemand ander nie, u is ons Vader. Ons wil geen ander Vader hê behalwe u nie. Ek kom bid vanmôre, Here, vir hierdie manne en ook hierdie vroue, waar ek myself insluit. Here, help ons om werklik waar vaders te wees, of paas te wees vir ons gesinne, om werklik waar priesters te wees vir ons gesinne. Om werklik waar u is ons Vader se wil raak te sien. Om u wil te doen, Here. Ek bid vir elke pa wat vanmôre is, ook vir die ma's. Vader, plaas ons in die krag en die salwing van die soete Heilige Gees. Want Vader, sonder die Gees is ons kragteloos, regteloos en weet ons nie waar gaan ons heen nie. Ek bid vanmôre, Here, vir elkeen wat vanmôre op wonderlike wil vat. Neem ons by die hand, my Vader. Help ons deur die rowwe paaie van hierdie lewe. Help ons hierdie storms van hierdie lewe.
Vader, help ons met kennis en wysheid wanneer die vyand ons huise wil vernietig, ons kinders wil vernietig. Maak ons sterk. Maak ons geestelik sterk asseblief, Vader. Rig ons op. Sodat ons kan staan as waardige, volwaardige, Christelike soldate, gevul met God se Gees, gewas met die bloed van die Lam. Wat Efesiërs 10 vers 6 in ons harte het, die volle wapenrusting mee bekleed. Ek sit vanmôre elke pa voor U neer, my Meester. Ek bid vanmôre, Here, dat U vir elkeen van ons gaan wees, God van baie naby. Dat ons vir U sal wees soos goue appels op 'n sonders kan word, tot eer en verheerliking van die kosbare naam. Sodat ons op daai woorde sal hoor eendag as ons daar bo kom. By die Parelpoort. Hierdie woorde, welkom my kind, lank vir jou gewag. Kom werk vir jou erfdeel. Want Jesus het gesê, gaan vir ons plek voor te berei. En Vader, U woord is die waarheid. Daar word vir ons op hierdie stadium vir elkeen van die kinders 'n plek voorberei. Ek dank U, Here, vir U gesag, liefde, vir die salwing, leiding van die Heilige Gees. Dankie vir die kosbare woord. Dat hierdie woord inslag van in mense se harte. As dit U wil is. En U die lof, die eer, die heerlikheid tot aan alle ewigheid. U is ons God en ons Gees. En wie ons word verheerlik in Jesus Christus ons naam. Amen. Kan die paas net die voorkom staan asseblief? Ek wil hulle net self. Laat julle self beleef. Ek wil net die paas self asseblief. Handen hier op papa. Maar nie hier op papa. Papa, ek kan nou bly, papa. Mag jy daar, papa? Ek kan my nou bly so maak homself voor. Bly net daar. Bly net daar. Manne. Nou. Dom jy kan op papa. Ja, ek sê papa. Ek sal vir julle met geloof my oop God se woord, God se wil. Nadat ek julle sal vanmôre, sal vir julle in die wil van God, in die liefde van God, in die wysheid, sodat ek kan leiding vind, liefde van Christus in julle huise. En sodat julle huise, jy self, sal kan leid. Sal vir die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Sal vir die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. In die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. In die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. In die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. In die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. En ons Vader, staan vanmôre voor U, en hou myself op self, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Vader, ons staan vanmôre voor U. Ek bid dat U vir ons sal wees in die tyd 'n God van baie naby. Ek bid, Vader, dat U ons by die hand sal neem, want ons het U so bitter nodig. Here, dit is 'n woeste wêreld. Daar gebeur woeste goed, vreesaanjaende goed, goede wat ons van rigtinge van missie en van visie wil afdwing. Ek wil bid, Vader, dat U ons as standvastige gees, elkeen van hierdie manne waar myself aansluit, as standvastige gees sal vasgewortel in U woord en U wil, sodat U verheerlik kan word, in deur ons lewens, in deur ons huise en in deur ons kinders. Hier is ons Vader, trek ons nader in koorde van liefde en bande van liefde. Hou ons vas, wees vir ons 'n God van baie. En die Here weer eens, maar Vader, ons het U so bitter nodig. Ek sit elkeen van hierdie paas vanmôre voor U voete neer. Wees U wat nou die prediker en die naprediker. Hou ons vas, hou ons trouw, hou ons voet op die paai van geregtigheid, hou ons voet op die paai op 'n smal weg, wat na die ewige lewe lei. Ons dank U daarvoor, Vader, in Jesus Christus kosbare naam. Amen. Kom ons gee hulle lekker aan, kom julle.
Oppa. Salve oppa, dis ek papa. Salve oppa in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Môre. Ek sê môre. Môre. Dankie. Ek is maar. Hallo. Okay, ons gaan 'n lekker liedjie saam sing. Ons gaan 'n lekker liedjie saam sing. En as jy nou regtig voel jy het 'n paar rond in die middel gooi, 'n paar sê gooi dit in. As jy nie het om te gooi jou kussie nie, who cares man? Loop so toe en dan sê die hand vir jou kussie neer, en blys dit jou kussie met jou blessing is ons baie meer werd. Ons gaan sing, Here lei my. Ken jy hom? Ken jy hom? Soos die Here in haar te lê. Iets het om te gooi, let dit nie. So nie het nie, who cares my? Gaan nie oorgaan. Jou liefde en respect vir my, is my meer werd as al die geld in die wêreld. Here lei my, Here lei my, Here lei my na die Vader. Read my lips. Wat lekker carry en reis na agter. En dis vir die kerk betaal af, of die Here betaal af. En koffie. Kom ons gaan sit, en ons lekker saam eet, en Gert gaan eers ons dankie sê vir die kos. Dan ons lekker sit, en ons gaan lekker saam eet en saam kuier, dan gaan ons dik chom uit mekaar. Amen. Dik met die woord van die Here gevoed en gevoed met die welkos van die wêreld. Nee. Geseënd sal julle wees die week wat voorlê. Geseënd sal jy wees in jou werk, in jou huis, in jou voertuig, in jou werkplek, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die genade en die vrede van ons Here Jesus Christus, sy met jou. En luister nou mooi, hierdie selfspreking beteken niks, as jy het nie vat nie. Vat het, maak het jou eie glorie, en dit sal so wees. Amen. Nou toe.